Goeiemôre gemeente. Dit is baie lekker om in julle geselskap te kan wees, al is dit dan nou so oor die kamera. Dit is baie goed om te weet dat die God wat ons geskep het, die God is wat ons by mekaar roep en die God is wat ons ook uitstuur. Ek groet jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ook met die woorde van 2 spesifieke teksgedeeltes. Ons is besig in 'n reeks oor woorde, of ons woorde wys is of woes is. Vanoggend dan nou amper as 'n opsommende nadink oor dit wat ons alles in hierdie reeks vir mekaar gesê het. Is jou woorde wys of woes? In Psalm 141 vers 3 hoor ons: sit en wag voor my mond, Here. Hou wag oor wat ek sê. En dan in Lukas 6 vers 43 tot 45 hoor ons: 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. 'n boom word geken aan die soort vrugte wat hy dra. Vye groei tog nie aan doringbosse of druiwe aan braambosse nie. 'n goeie mens bring goeie dade voort uit 'n goeie hart, en 'n slegte mens bring slegte dade voort uit 'n bose hart. Wat ook al in jou hart leef, bepaal wat jy sê. Ons is saam teenwoordig in die naam van die drie-enige God, en ek nooi jou uit om heerlik saam te sing in lof en aanbidding. Ons gaan 3 liedjies sing: Jesus groot bo almal, Spreek Heer, en Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom ons gaan saam in aanbidding in, ter voorbereiding van ons skriflesing en prediking. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Is
nadat ons heerlik ons God en Vader aanbid het, kom ons bid ook saam, voordat ons die skrif lees en in die prediking inbeweeg. Ons hemelse Vader, baie dankie, soos wat ons elke week sê, vir nog 'n geleentheid om saam te kan kom rondom die woord. Dankie dat ons in 'n land mag leef, waar ons U vrylik kan aanbid, sonder dat ons vervolg word. In 'n sekere sin maak dit ons baie laks as gelowige mense. Dit verswak ons fokus, dit versleg ons dissipline, en dit lei ons dalk op 'n dwaalspoor of 5. Ons gebed in hierdie dae, wat die corona tsunami steeds besig is om te steel by so baie mense te isoleer, so baie mense met 'n diep verlies te los, waaroor hulle wonder of hulle ooit die gat in hulle lewe gevul sal kry. Is ons gebed dat U vir ons sal help, ook in die manier hoe ons praat, om 'n lewe van dissipline en selfbeheersing te leef, wat U verheerlik. Om die voorregte wat ons het in hierdie land, in terme van die uitleef van ons geloofsoortuigings, nie as vanselfsprekend te vat nie lig te skat of lig te ag nie, maar om regtig voluit te leef binne daai voorreg. Soos wat ons in die teksgedeelte in Jakobus 3 inbeweeg, Heilige Gees vra ons dat, soos wat ons hierdie teksgedeelte saam met gelowiges deur al die eeue lees, dat U vir ons insig sal gee, die nodige onderskeiding om te weet waarop dit alles uiteindelik aankom. Ons bid hierdie dinge in diepe afhanklikheid van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons teksgedeelte is Jakobus 3, vers 1 tot 12, en ons tema vir vanoggend is, hou jou tong in toom. Jakobus 3 is in baie opsigte vir baie mense baie bekend, moet asseblief nie laat die bekendheid maak en veroorsaak dat jy die trefkrag van hierdie gedeelte mis nie. Ek lees vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling. My broers en susters, julle moenie almal leermeesters wil word nie, want julle weet dat God ons wat leermeesters is, strenger as ander sal beoordeel. Ons maak almal baie foute, maar 'n mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele liggaam regkry. Net as ons stange in hulle bek gesit het, gehoorsaam perde ons en het ons die hele dier onder beheer. En 'n klein roertjie maak dit 'n groot skip draai, net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. So is die tong ook iets kleins, en tog kry dit groot dinge reg. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. Die mens kan elke soort dier, voël, reptiel en seedier mak maak, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbeheerbare kwaad, vol dodelike gif. Partykeer loof daardie tong ons Here en Vader, en ander kere vloek dieselfde tong mense wat na die beeld van God gemaak is. Dit beteken dat lof en vloek uit dieselfde mond kom. Dit kan tog nie so wees nie, my broers en susters. Kan 'n fontein uit dieselfde oog soet en bitter water laat opborrel? Kan jy olywe van 'n vyeboom afpluk of vye van 'n druiwestok? Net so min as wat 'n brakbron vars water kan voortbring. Ek is maar elke keer 'n verwondering as ek hierdie teksgedeelte lees. Die woord van die Here is lewend, voortdurend besig om in te spreek in die situasies en dinamikas van ons lewe in, en dan vanoggend ook vanuit hierdie teks in Jakobus 3. Die teks begin met 'n fokus op leermeesters. Met ander woorde, mense wat in 'n gemeentelike konteks opstaan en sê, ek steek my hand op en ek wil baie graag 'n onderwyser of 'n teacher wees in hierdie konteks. Jakobus skryf en sê, Hokkai, trek jy handbriek op, maak seker
Maak seker, jy verstaan die implikasies en die vereistes daar rondom as jy jouself as 'n onderwyser of 'n prediker of 'n teacher wil aanmeld in 'n gemeentelike konteks. Daar sekere standaarde, daar sekere verwagtinge, daar sekere vereistes as dit ware, beide in terme van akkurate, gesonde leerstelling, maar ook aan die ander kant in terme van die uitleef van hierdie akkurate, gesonde, diepgaande teologiese leerstelling wat jy aan 'n gemeente deurgee. So as prediker, as teacher in 'n gemeentekonteks, ek het die voorreg om dit in ons land te kan doen, voel ek natuurlik verskriklik aangespreek. Het ek natuurlik ook gisterand, toe ek my finale voorbereiding doen, sterk oorweeg om die opname van vandag se diens eers te kanselleer. Dis nie sommer net om op te staan en te leer of te teach nie. Jakobus herinner ons daaraan dat indien ons dit wil doen, ons regtig ons harte en ons gedagtes moet ondersoek om seker te maak, gaan ek gesonde, godvervulde, geesgedrewe leer probeer ondersoek en deurgee, en in dieselfde asem is ek volkome toegewy om 'n lewe te leef in al my gebrokenheid wat getrou is aan hierdie gesonde leerstelling. 'n Gewigtige saak waaroor ons gerus almal maar kan dink. Die begin van hierdie teksgedeelte is spesifiek gefokus op 'n gemeentelike konteks en dan nou predikers of leraars of teachers binne in so 'n konteks, maar die beginsels kan dwarsdeur toegepas word. Of jy nou 'n ouer is, of jy 'n eggenoot is, of jy 'n onderwyser in 'n skoolopset of 'n universiteitopset is, die beginsels bly dieselfde. Wanneer ons die voorreg het om in die vorm van 'n onderwyser of iemand wat lering gee of 'n teacher te kan optree en te kan funksioneer, moet ons besef dat 'n skewe woord in 'n pastorale konteks, in 'n preekkonteks, in 'n klasopset 'n hele groep mense op 'n dwaalspoor kan plaas. Inderdaad is die waarskuwing, die oranje vlag wat Jakobus opsteek in die begin van hierdie gedeelte, die moeite werd om aan aandag te gee. Hy beweeg in die res van hierdie gedeelte 'n bietjie meer oor na algemene praatkontekste toe. So nie net noodwendig dit wat ek nou doen hier agter hierdie klein katedertjie nie, maar ook spesifiek in ons dag tot dag saam met mekaar praat en leef en wees. Hy gebruik sterk beelde as hy praat oor die tong. Hy gebruik beelde wat verwys na perde en hoe mens 'n stang in die bek van 'n perd sit om hierdie perd te beheer. Hierdie klein eystergedeeltjie wat hierdie perd in toom hou, word vergelyk met die tong. Hy vergelyk die tong ook met die roertjie van 'n skip, wat hierdie reuse skip kan stuur daar waar hy moet gaan. Hy vergelyk dit met 'n klein vuurtjie wat 'n groot bos kan aansteek. Hy verwys na die tong op sy slegste as 'n kwaad, vol dodelike gif. Hy tref hierdie kontras, hierdie spanning wat ons almal in onsself beleef en ken, van om te kan loof uit die een mond en uit dieselfde mond om dan te kan vloek. En dan vra hy in lyn met dit wat ons ook vroeër in die skrif in die Ou Testament en in die evangelies lees, kan 'n fontein soet en bitter voortbring? Kan olywe, vye en druiwe almal uit dieselfde stok uitkom? Kan 'n bron brak en vars water uit dieselfde bron voortbring? Hierdie retoriese vraag se antwoord is mos heel duidelik. Nee, dit kan nie. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Dit wat in ons hart leef, het ons Jesus vroeër oor sê in Lukas, tydens ons fotum en seëngroet. Dit wat in ons hart leef, is uiteindelik dit wat uitkom in ons lewe. In Matteus 23 en in Lukas 20 spreek Jesus die skrifkenners sterk aan. Die teachers, die leermeesters van hulle dag, in 'n soortgelyke manier as wat Jakobus hier die oranje vlag opsteek. In 1 Johannes 3, 2 Petrus 2, 1 Timoteus 6, 2 Timoteus 4 en in Judas hoor ons dit baie duidelik. Valslering en volharding in 'n sondige optrede of leefstyl pas nie by gelowige mense nie, wat nog te sê
van by mense wat leer, wat teach. Die teoloog Ralph Martin, as hy skryf oor hierdie gedeelte, sê die volgende: Teachers who permit their tongues to get out of control are well on the way to becoming false leaders. Teachers who permit their tongues to get out of control are well on the way to becoming false leaders. Ons sal nie verskil hiermee nie. Ons tong is 'n baie kragtige instrument en ons moet dit in toom hou. Hoe ons dit gedoen kry, is iets waaroor ons lank en diep en wyd kan gesels. Ek wil graag 4 gedagtes met jou deel rondom dissipline vanoggend. Dissipline in terme van dit wat uit jou uitkom, nie in terme van eksterne dissipline in ons gesprek en in ons nadink oor die skrif vanoggend nie. So nie soseer in die vorm van tug nie, maar meer in terme van selfbeheersing, intern, die vermoë of onvermoë wat ons het om gedissiplineerde lewens te leef, is dan ons fokus vir die laaste gedeelte van ons saamwees vanoggend. Ek wil 4 gedagtes daar rondom deel, maar voordat ek daar uitkom, daar is seker dan nou 2 benaderings tot dissipline. 'n Negatiewe siening van dissipline, waar ons dissipline sien as 'n ewel wat ons vreugde en ons spontaniteit steel. Moet my asseblief nie pla en frustreer met praatjies oor dissipline nie. Moet my asseblief nie laat skuldig voel oor my gebrek aan dissipline nie. Ek is in elk geval min of meer daarvan oortuig dat dissipline 'n ewel is wat my vreugde en my spontaniteit wil steel. Soos ek graag op die bank wil sit met daai bak roomys en ek wil hom van bo tot onder op my eie opeet, want ek voel nie lekker oor waar in my lewe op pad is en hoe my verhoudings lyk en die klein salaris wat ek kry nie, dan wil ek niks hoor van dissipline nie. Ek wil my bak roomys in vrede eet asseblief. Ek sal nie maak asof ek nie ook al so gedink het oor dissipline nie, 'n ewel wat my vreugde en my spontaniteit wil steel nie. Maar ek het ook al geleer dat wanorde en 'n gebrek aan fokus lei tot 'n lewe wat gekenmerk word aan angs, frustrasie en depressie. So ek weet, om so 'n negatiewe siening van dissipline te hê, is uiteindelik nie raadsaam nie. Om 'n positiewe siening van dissipline te hê, is waarskynlik baie meer raadsaam. Lei tot groter vrug en vervulling in ons lewe. Ek lees van 'n dame wat gereeld marathons in haar rolstoel ry en wen. So onderhoudsvoerder dan vir haar vrou, kry sy dit reg, dan is haar antwoord eenvoudig. Sy sê, ek sorg dat ek elke week 100 miles of so 160 km in my rolstoel aflê. 'n weeklikse, daaglikse dissipline om te verseker dat wanneer die oomblik aanbreek, sy gereed is. Ek lees van iemand wat 'n groot operasie moet ondergaan onder die hand van 'n chirurg, 'n gesogte chirurg. Soos dat 'n mens invra oor hoekom hierdie persoon so gesog is, hoor jy goed, soos hierdie chirurg het hierdie prosedure al 1300 keer gedoen. As jy die chirurg 'n bietjie meer vra oor hoe op aarde raak jy so 'n meester en 'n kenner, hoe kom jy op 'n punt dat jy so gesog is en dat mense jou so kan vertrou met hierdie spesifieke prosedure, dan is die antwoord wat jy kry die volgende. Wel, ek studeer, ek het en steeds studeer tot laatnag. Ek doen eindelose hospitaalrondes. Ek ondersoek honderde pasiënte. Dissipline is 'n onontbeerlike stuk gereedskap waarmee ons lewe kan laat werk, en dit is ons grootste bate in die verwesenliking van ons doelwitte. Hoor mooi. Dissipline is 'n onontbeerlike stuk gereedskap waarmee ons lewe kan laat werk. En dit is ons grootste bate in die verwesenliking van ons doelwitte. Ter inleiding net kortliks daai paar gedagtes oor dissipline. Die 4 gedagtes wat ek wil deel is amper komponente van dissipline. Nommer 1, vestig 'n hoë doelwit. Nommer 2, betaal nou en speel later. Pay now, play later. Nommer 3, besluit nou
En nommer 4, vierde kenmerk of komponent van dissipline, mini-feesvieringe. Kom ons kyk na elkeen van hierdie 4. Een van die teoloë skryf, if we are aiming for nothing more than a minimally challenging job, a few casual relationships, or a passable spiritual life, there is little reason to develop or sharpen this tool of discipline. So as jy gemaklik is daarmee, dan is daar geen rede hoekom jy hoë doelwitte vir jouself hoef te stel nie. As drome egter iets is wat in jou leef, as jy 'n dryf in jou het, omdat jy so oortuig is dat sekere goed eenvoudig moet gebeur in en deur jou lewe, dan benodig jy egter dissipline. As jy jou hoogste potensiaal in jou studies of jou werk wil bereik, as jy 'n eggenoot, ouer, vriend wil wees wat lewe in ander mense inblaas, as jy God wil eer met jou finansies en ander wil dien met jou geld, as jy jou geestelike gawes op 'n betekenisvolle manier wil gebruik, as jy jou fisiese gesondheid wil verseker deur middel van dieet en oefening, dan benodig jy dissipline. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Hoe lyk ons doelwitte? Hoe lyk my en jou doelwitte? Is dit hoog genoeg om die ontwikkeling van dissipline te noodsaak of nie? Ek hou vir jou 'n kort gedeeltjie voor daai uit Spreuke 13, vers 12 tot 13 op hierdie punt. Verwagtings wat nie realiseer nie, lei tot mismoedigheid. 'n Begeerte wat vervul word, is soos 'n boom wat lewe gee. Deur middel van dissipline, of dan nou selfbeheersing, wat uiteindelik 'n gawe van God se gees af is. Hy maak dit vir ons moontlik. Maar let wel, ons het hierdie bonatuurlike ingrype nodig, want uit onsself uit sal ons dit soms reg kry en meeste van die tyd nie reg kry nie. Dan kan ons lewe gekarakteriseer word deur 'n boom wat lewe gee. Nommer 2, betaal nou, speel later. M. Scott Peck in sy boek The Road Less Traveled praat van vertraagde bevrediging. Hy sê die volgende: arranging the pains and the pleasures of life in such a way as to secure and improve the season of pleasure by facing the pain first and getting it over with. Hier is 'n lekker praktiese voorbeeld as daai Engels vir jou te moeilik is. Verbeel jouself 'n 3-jarige seentjie, hy sit by sy 4de verjaarsdagpartytjie wat eintlik eers oor 'n week of wat plaasvind, maar as gevolg van al die praktiese reëlings moes die datum vandag gewees het. So hy is eintlik nog 3, hy is op pad 4 toe. Voor hom, by hierdie partytjie van hom, met al sy maatjies rondom hom, lê daar 'n enorme stuk sjokoladekoek op sy bord. Hierdie sjokoladekoek staar vir hom. Nou hierdie mannetjie is wys bo al sy jare. En hy besluit, hy gaan hierdie beginsel van vertraagde bevrediging toepas. So vat hy met sy klein handjie elke keer 'n stukkie van die koekgedeelte, nie die versiersuiker gedeelte nie, die koekgedeelte. Vat hy sit dit in sy mond en hy eet daaraan. Stukkie vir stukkie doen hy dit so. En uiteindelik op 'n stadium is al wat in hierdie bord van hom oorbly 'n enorme stuk versiersuiker. Icing sugar. Terwyl hy na hierdie stuk kyk wat hier voor hom lê, glimlag hy breed en hy sê vir homself, terwyl hy met 'n volgende handjie vol versiersuiker in sy mond in heerlik smil, die lewe raak nie beter as dit nie. Vertraagde bevrediging. Hierdie jong man hou vas aan hierdie beginsel wat hy geleer het by hierdie stuk verjaarsdagkoek. Soos wat hy in die skool in beweeg, besef hy dat as hy direk na skool sy huiswerk kom doen, dan maak hy vir homself die res van die middag oop om saam met sy vriende hokkie, sokker of wat ook al te speel. Uiteindelik roep sy ma hom vir aandete en om te kom bad, en vir die res van die aand kan hy heerlik saam met sy broers en sy susters speel, sonder die swaard van hierdie onafgehandelde huiswerk wat oor sy kop hang. Hy vat dit dwars deur sy skoolloopbaan en sy universiteitsloopbaan deur. Uiteindelik gaan werk hy as 'n junior by die maatskappy wat hy altyd oor gedroom het om te werk.
Soos wat dit maar gaan, as jy in 'n junior posisie staan, is dit lang ure met 'n kleiner salaris. Hy besluit wel om vas te byt. Hy besluit wel om steeds die beginsel van vertraagde bevrediging toe te pas in sy lewe. En uiteindelik, al vat dit 20 jaar se werk, is hy hoof van sy departement en hy's tweede in lyn van direkteurskap by die maatskappy. Hierdie jong ou, omdat hy hierdie dissipline, hierdie beginsel, hierdie komponent van dissipline, naamlik vertraagde bevrediging toepas, beleef ook 'n vorm van finansiële stabiliteit, wat mense in sy ouderdomsgroep en lewensfase dood eenvoudig baie selde beleef. Daar's 'n paar redes vir hoekom hy hierdie finansiële stabiliteit beleef. Nou, nommer 1, hy kies om uit die eerste deel van dit wat hy ontvang vir God te gee. Hy kies om te spaar. Hy kies om binne sy vermoëns te leef. En hy kan gevolglik uitsien na sy aftrede saam met sy vrou en om dit te kan geniet. Nou, moenie 'n fout maak nie. Ons weet mos nou al hierdie dissiplines is nie 'n waarborg nie. Maar dis nie die punt nie. Wanneer ons op hierdie manier leef, 'n lewe wat gekenmerk word deur dissipline en selfbeheersing, dan neem ons eienaarskap om verantwoordelikheid te vat vir dit wat ons wel kan. Nommer 3. Besluit nou. In Spreuke 6, vers 24 tot 29 hoor ons die volgende. Hierdie reël sal jou beskerm teen die onsedelike vrou, teen die vreemde vrou wat jou wil verlei, met haar gladde tong. Moenie opgewonde raak omdat sy mooi is nie. Moenie dat sy jou vang met die gefladder van haar wimpers nie. Dis mooi, né? Die gefladder van haar wimpers nie. 'n Prostituut kan jy vir 'n stukkie brood in die hande kry. Oorspel met 'n ander man se vrou kan jou egter jou hele lewe kos. Kan jy kolevuur in 'n voorskoot dra sonder dat jou klere aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop en nie jou voete skroei nie? Net so is dit met iemand wat by 'n ander man se vrou gaan slaap. Niemand wat met haar lol sal ongedeerd daarvan afkom nie. Daar's min mense wat sterk genoeg is om moreel kwaliteit keuses te maak in die middel van kragtige versoekings nie. Daar's min mense. Sekere situasies speel sterk in op ons vrese, swakhede, onvervulde behoeftes en onrein begeertes. Soos wat hierdie teksgedeelte in Spreuke 6 duidelik uitstippel. Die derde komponent van dissipline sou mens dus kon deurgee as om besluite te maak oor hoe jy gaan optree reeds vooraf, voordat hierdie situasie sterk inspeel op jou. Om hierdie besluite te maak oor hoe jy gaan optree wanneer jou gedagtes helder is. 'n Paar praktiese voorbeelde. As jy tyd saam met God wil spandeer en jy beskerm nie argumente onthaal vir die eerste uur van jou dag om dit te doen nie, gaan dit dood eenvoudig nie gebeur nie. Of ten minste baie minder as wat goed en gesond en nodig is vir jou geestelike lewe. Vir my, as iemand wat gereeld moet preek, is nogal vreemd hoe Sondag elke week daar is en daar elke week gepreek moet word. As ek nie 'n vaste dissipline, 'n vaste ritme en roetine het rondom hoe ek voorberei vir my prediking nie, om seker te maak dat ek op 'n maandagoggend goeie kwaliteit tyd spandeer aan die teks van Sondag nie, sodat ek in die res van die week in kleiner stukkies kan werk aan die preek, omdat my gedagtes in die gang is, omdat ek gelees het, omdat ek gebid het, omdat ek gefokus is op dit wat Sondag moet gebeur. Sal die preekvoorbereiding my elke Saterdagnag in 'n angs besig hou, omdat die preek eenvoudig net nie wil klaarkom nie. As jy in 'n fase is waar jy klein kindertjies by die huis het, dan weet jy so goed soos ek, dat as jy saans tyd saam met jou kinders wil spandeer, dat jy dit in jou dagboek moet uitblok. As jy dit nie doen nie, gaan dit eenvoudig nie gebeur nie. Miskien vir jou en jou gesinsopset, is dit oukei as jy slegs 2 of 3 aande 'n week by die huis is.
Ek dink vir meeste mense is dit egter baie nodig dat daar ten minste 4 of 5 aande in 'n week tyd by die huis gespandeer moet word. Daar is seisoene in 'n mens se lewe, daar is mos nou tye wat mense 'n bietjie aanpassing moet kan doen en almal moet dan mekaar in ag neem en mekaar kan verstaan en mekaar kan ondersteun ook. Maar as 'n beginsel moet ons daai tyd as 'n dissipline kan vasmaak in ons dagboeke. As dit vir jou belangrik is om jou gesondheid op standaard te hou, spesifiek deur te oefen, en jy stel jou wekker om 4:30 of 5:00 of 5:30 in die oggend op te staan om te oefen, dan neem jy die besluit vooraf. Ek gaan nie die wekker stel, en as hy lui, gaan ek opstaan. As die wekker môreoggend lui, dan gaan lê jy nie terug in jou warm bed en dink oor die bioritmes van jou liggaam en hoe sleg jy nou eintlik voel en hoe nodig jou liggaam nou eintlik het om nog te lê. As 'n mens siek is, bly lê. Maar die oomblik as jy jouself in daai situasie sit en daar begin ingespeel word op jou vrese, swakhede, onvervulde behoeftes of onrein gedagtes, is dit neusie verby. Jy gaan oggend in en oggend uit bly lê. Miskien is dit vir jou op hierdie stadium van kardinale belang om 'n klomp kwaliteit gesonde verhoudings in jou lewe te vestig of by te vestig. Die besluit om dan deel te word van 'n klein groepie of 'n vriendekring wat 'n spesifieke ritme het van om 1 keer 'n week bymekaar te kom en iets saam te doen en die lewe te vier, dan is dit 'n besluit wat jy vooraf moet neem en jy moet jouself daarvoor gee. Besluit vooraf. Besluit nou, terwyl jou gedagtes helder is. In die daglig, nie in die nag nie. Die derde komponent van dissipline. Die vierde komponent van dissipline is mini-feesvieringe. Een van die gevare, waarskynlik een van die grootste gevare van dissipline is om die vreugde uit die lewe uit te struktureer en te beplan. Die enigste manier om 'n teenvoeter vir dit in te bou in jou lewe is om mini-feesviergeleenthede in jou lewe te hê. In Spreuke 15 vers 15 hoor ons: vir die bedrukte mens bring elke dag net probleme. Vir die blymoedige mens is die hele lewe 'n fees. In Spreuke 17 vers 22 hoor ons: 'n vrolike mens is soos goeie medisyne. 'n neerslagtige mens tap jou krag. Wanneer jy jou dissipline in so oordrewe formaat begin uitleef, dat dit al die vreugde uit jou lewe uitstruktureer en beplan, dan raak jy rigied, jy raak dreinerend, jy raak wetties en jy raak dof. Glo my, ek ken dit. Ek neig nogal om van nature te probeer om 'n gedisciplineerde lewe te leef, en ek ken hierdie plek al te goed. Die ligtheid van gees waarvan Spreuke 15 en 17 getuig het, wat ons nou net gelees het, is iets wat ek vir tye in my lewe baie min gesien het. Juis omdat ek vanuit my gestruktureerdheid en gebeplandheid alle vreugde uit die lewe uitgehaal het. Goed geordende lewens van dissipline lei tot sin en vrug en vervulling. Om te lag saam met ander in spontaniteit en met vreugde verseker ons dat ons nie rigied, dreinerend, wetties en dof leef nie. Jakobus 3 maak dit vir ons duidelik dat ons tong 'n kragtige instrument is en dat ons dit in toom moet hou. Vir ons om 'n lewe van selfbeheersing en dissipline te kan leef, ook rondom ons monde, om mense te kan wees wat gekenmerk word daaraan dat ons woorde wys is en nie woes is nie, vra 'n gesonde stuk dissipline. Die 4 komponente van dissipline bid ek, glo ek, help ons regtig om te verstaan hoe dit lyk en hoe dit moontlik is. Nommer 1, vestig 'n hoë doelwit. Nommer 2, betaal nou en speel later. Nommer 3, besluit nou. En nommer 4, bou mini-feesviergeleenthede in jou lewe in. In watter van hierdie 4 areas is daar ruimte vir groei? In watter area van jou lewe sal dit jou die meeste kan help?
Dalk is dit goed om hierdie volgende oefening vandag of in die week wat kom deur te gaan. Gaan sit iewers rustig, sit vir jouself 'n halfuur uit en dink mooi na oor dit wat jy oortuig is van God vra van jou om te doen in hierdie lewe. Of dit nou is om akademiese kwaliteit na te jaag, na te streef, najaag is nie goed nie, nastreef is goed. Om 'n wyse en liefdevolle ouer te wees, om gesonde vriendskappe na te streef, om jou ouers te eer, om die armes te versorg, om jou geestelike gawes te gebruik om ander te dien. In die geval van ons teksgedeelte vanoggend, om jou tong te kan in toom hou. En dink dan oor die kritiese besluite wat jy sal moet neem om jou wel getrou hieraan toe te wy. Maak 'n lys wat jou herinner en sit dit op daar waar jy dit kan sien. Deel dit met 'n paar mense wat jou verantwoordelik kan hou vir die uitvoer en uitleef hiervan. Dankie dat jy saam met ons gereis het deur die skrif, soos wat ons in hierdie reeks nagedink het oor woorde, oor die tong, oor dit wat by ons mond uitkom. Mag God Drie-enig ons genadig wees, sodat ons mense kan wees wat hom volg op 'n manier wat sorg dat ons woorde wys is en nie woes is nie. Amen. Vader, selfbeheersing en dissipline kan nogal iets wees wat ons sien as 'n ewel wat ons spontaniteit en ons vreugde steel. Uiteindelik weet ons egter dat 'n lewe wat gekenmerk word in wanorde een is wat lei tot frustrasie, vrees, angs en depressie. Of dalk nog selfs iets erger. Here, ons is nie perfek nie. Dit sê Jakobus 3 ook duidelik. Maar ons span ons in met elke deel van ons wese, om getrou agter U aan te loop en om meer en meer heilig te word soos wat U is. Soos wat ons nadink oor hierdie paar gedagtes rondom dissipline, soos wat ons met mekaar daaroor praat, soos wat ons in gebed teenwoordig is daar rondom by U. Smeek ons op ons knieë, Here. Maak dit moontlik in ons lewens. Dankie dat ons U kan vertrou hiervoor. Ons bid hierdie dinge in die naam van die God wat ons sien en ons hoor. Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. Onthou asseblief dat ons dit op aanlyn deur middel van Pay Today kan doen. Ons kyk saam na 'n paar afkondigings. Ons nuwe preekreeks begin eerskomende Sondag. 'n Wyse lewe wat sal werk. Ons gaan voort in hierdie tema rondom wysheid. Ons gaan so 'n bietjie deur die boek Spreuke spesifiek werk met 'n paar temas. 'n Wyse lewe wat werk word gekenmerk aan 'n klompie dinge. Ons gaan fokus op die volgende. Neem inisiatief. Doen goed. Wees wys as jy vriende kies. Wees wys as jy 'n eggenoot kies. Bou sterk families en lewe met meegevoel. Ons nooi jou uit om in te skakel by hierdie preekreeks en om ook bidend te wees dat God deur sy Gees vir ons sal versterk en sal lei in hierdie reeks. Daar is 'n herinnering aan Radio Kerk, My Toevlug en Veilige Vesting, Psalm 91, om Louis Conradie lei dit, so skakel gerus daarvoor in op Alkanaal 7 se platforms ook. En dan bestel jou winteroorlewingspakkie. Jy kan dit by Sandra bestel. Daar's 'n klomp lekker verrassings daarin. Skakel gerus die kerkkantoor as jy meer wil weet. En op hierdie manier ondersteun ons ook ons gemeente. Dankie aan Marlies en haar span wat soveel moeite hiermee doen. Dan wil ons ook net vir julle noem dat Skalk en Omfani van Sail eers besluit het dat 'n seisoen in hulle lewe ook klaar is. Skalk het besluit om nie meer te preek in Windhoek Wes op hierdie stadium nie. Ons wil vir Skalk baie dankie sê vir sy begeleiding en vir sy diens en vir alles wat hy vir so baie mense beteken.
vir Fani van Sail, wat ook eers klaarmaak as kerkraadvoorsitter. Ons wil vir Fani ook baie dankie sê vir jare se diens. Dankie vir sy passie en sy omgee in die manier hoe hy hierdie werk as kerkraadvoorsitter gedoen het. Ons prys die Here vir elkeen van julle se diens en vir dit wat julle in Windhoek Wes en in individue in ons as gemeente en in die gemeenskap se lewe ingebou het. Die kerkraad het dan in die interim vir hom André Botha verkies as ons nuwe kerkraadvoorsitter en ons sê ook vir hom André Botha baie geluk daarmee en ons bid hom die Here se rykste seën toe in die neem van wyse besluite in die volgende paar maande ook vir Windhoek Wes sy eie toekoms in samewerking met die res van die kerkraad. Kom ons sing saam 'n slotlied, praat ek mense engletale, om ons sommer net weer te herinner daaraan, dat selfs, al kry ons dit reg, om die tale van engele te praat, maar ons lewe getuig nie, van 'n graf wat leeg is nie, dan kom alles tot niks nie. Kom ons sing saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, jou begelei, jou versterk en jou onderskraag, soos wat jy woorde van wysheid spreek. Amen.